Goeiemôre. Ek groet jy in die bekoorlike naam van ons Here Jesus Christus en ek hoop dat dit met jou baie goed gaan. Nou, ek weet nie waar jy jouself geestelik, liggaamlik en emosioneel op hierdie oomblik bevind nie. Maar die moontlikheid bestaan dat dit dalk nie op 'n goeie plek is nie. En nou praat ons oor hierdie woordjie hoop, net so vir 'n kort oomblikie. En ek lees hierdie kosbare waarheid. Hoop is soms net die moed om weer op te staan en God te vertrou. Die geleentheid is daar om jouself as te ware bymekaar te skraap en te sê, ek gaan hierdie dag tegemoet gaan, te midde van hoe ek voel. En ek gaan God vertrou. Jy sien, hoop hou ons nie altyd uit die storm nie, maar dit hou jou vas in die storm, midde dit van wat jy ook al mag beleef. Nou ek wil graag saam met julle lees uit 1 Konings 17 vers 1 tot en met vers 7. En Elia, die Tispiet uit Tispe in Gilead, het vir Agab gesê, sowaar as die Here leef, die God van Israel, leef voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink. En ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Met ander woorde, hy het presies gedoen wat God hom beveel het. Hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En die kraai het vir hom smorens vroeg 'n brood en vleis gebring en saans brood en vleis. En hy het uit die spruit gedrink. Hy ervaar dus God se voorsiening op 'n bonatuurlike wyse. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Ek wil dan graag vanmôre so 'n bietjie met julle gesels rondom hierdie gedagte, wanneer die stroom opdroog, wat dan? Nou, ons praat baie oor hierdie onderwerp, dat die lewe geen grap is nie. Dit maak nie saak of jy ryk of arm, geleerd of ongeleerd, of aan watter familie jy behoort nie. Niemand van ons is gevrywaar van die stikkindheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld nie. Kind van die Here, jy moet besef dat die lewe bestaan uit goeie sowel as slegte tye. En hierdie afgelope ruk lê ek die klem op hierdie tye in ons lewe waar dit met ons baie goed gaan, waar jy wil uitroep en sê, die Here is goed. Maar wat van die tye wanneer jy storms beleef? Jy sien, dit is eers wanneer ons by die Here is, dat ons die volmaakte sal beleef. Maar terwyl ons hier op aarde is, kan u en ek stryd verwag. 1 Petrus 4:12 kom Petrus en hy sê vir ons die volgende: geliefdes, moenie verbaas wie is wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie. Beproewings en stryd is deel van ons aardse bestaan. Soms wil dit vir ons voorkom asof daar diegene is wat meer beproewings beleef as ander. Kom ons dink vir 'n oombliekie aan Job. Hoor wat sê hy, die mens uit 'n vrou gebore, se lewe is kort
en vol onrus. Dalk beleef jy hierdie onrus in jou gemoed, in jou omstandighede op hierdie oomblik. Elke mens ken dit. Seisoene van oorvloed van guns. Maar dan is daar ook die seisoene van stilte. Daar is tye waar dit voel asof God se voorsiening vrylik vloei. En dan skielik droog die stroom op. Elia was daar. Hy het presies sulke oomblikke beleef. Nou wil ek vir u sê, hy was daar omdat God hom daarheen gestuur het. Hy bevind hom in die wildernis. Hy is op die regte plek, hy het God gehoorsaam, hy het God se opdrag uitgevoer. En terwyl hy hier op die regte plek is, ervaar hy God se voorsiening. 'n Tyd lank vloei die water, die kraaie bring brood en vleis. Alles werk, dit gaan klop, disselboom. Maar dan kom vers 7. En die woord van die Here sê, en na verloop van tyd, het die spruit opgedroog. Ek wil die aandag daarop vestig dat hy was daar omdat God hom daar wou gehaal het. Daar was 'n seisoen wat hy hier beleef het van God se voorsiening, maar dan gebeur daar iets. Die stroom hou op. Het God van hom vergeet? Het hy iets verkeerds gedoen? Is dit nie nou die oomblik wat hy sy eie planne moet beraam om uit hierdie verknorsing te kom nie? Ek wonder of jy al gevra het, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Here, het u dalk van my vergeet? Here, hoekom bevind ek my nou in hierdie omstandighede? Dit het dan so goed gegaan. Dalk sit jy op 'n plek waar jou stroom van gesondheid, jou finansies opgedroog het, en die hoekoms en die waaroms tuister jou. In sulke tye moet ek en jy onthou, 'n opgedroogde stroom beteken nie God is weg nie. Dit beteken nie God het van jou vergeet nie. Selfs wanneer jy presies doen wat God sê, kan die stroom opdroog. Nie omdat jy verkeerd was nie. Nie omdat God van jou vergeet het nie, maar omdat God jou verder wil neem. Jy sien, God se voorsiening is nie gebind aan een bron nie. Die kraaie was vir 'n tyd lank God se instrument van voorsiening. Die stroom was God se middel, maar God self was die bron. Ja, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En jy moet onthou, jou bron van krag is die Here. Dis nie die mens nie, dis nie afhanklik van omstandighede nie. Toe die stroom opdroog, was God nie magteloos nie. Hy was nie verward nie. Hy het eenvoudig vir Elia gesê, staan op, gaan na Sarfat toe. Moenie jou geloof vasmaak aan hoe God voorsien nie, maar maak jou geloof vas aan wie voorsien. Wanneer God een bron sluit, is dit dikwels omdat hy jou na 'n nuwe seisoen wil lei. Hy het iets beters, iets groters vir jou in stoor. Daarom mag jy nie moed verloor nie. Jy moet kan sê, ek gaan opstaan in hierdie dag in die naam van die Here, en met die hulp en die krag van die Here sal ek deur hierdie dag beweeg. In al hierdie dinge sal ek triomfeer omdat die Here met my is. Die opdroog van die spruit van die stroom was nie 'n straf nie. Dit was slegs 'n seisoen verskywing. Maar weet jy, ons raak baie keer so gemaklik in ons omstandighede, veral wanneer dit goed gaan, dat ons graag net daar wil bly.
Elia kon nie by 'n droë stroom bly sit en bid dat dit weer vloei nie. Hy moes opstaan en beweeg. Wanneer jou stroom opdroog, dalk finansiëel, emosioneel, geestelik, dalk in jou verhoudings, in jou bediening, voel dit soos 'n groot verlies. Maar hoor mooi, dis nie die einde van God se voorsiening nie. Dit is wel die einde van daardie voorsiening, van daardie seisoen. Want God weet watter planne hy aangaande jou en aangaande my koester. Nou wag daar iets anders. Die opdroog van die stroom dwing ons om weer te luister, om weer opnuut God se aangesig te soek in alle erns. Te sê, Here, ek het U nodig. Ek wil sê, dit is wanneer die stroom opdroog, dat ons opnuut ons afhanklikheid besef. Dis 'n geleentheid waar God opnuut aan jou en aan my wil openbaar, sy krag, sy mag en sy heerlikheid. Toe die stroom opdroog, het Elia nie paniekerig gegrawe vir water nie. Hy het nie die kraaie probeer dwing om meer vleis te bring nie. Hy het nie vasgeklou aan 'n seisoen wat verby is nie. Hy wag. En toe kom die woord van die Here weer tot hom. Weet u, wanneer jou stroom opdroog, maak God die pad oop na 'n groter wonderwerk. Die spruitkrit was 'n wonderwerk, maar die kruik, meel en die vlesolie in Sarfat, waarheen God hom gestuur het, was iets groters, iets meer wonderlik. Ja, die kraaie was 'n wonderwerk, maar die opwekking van die weduwee se seun was 'n dieper wonderwerk, wanneer ons verder in die hoofstuk lees. As die spruit nie opgedroog het nie, sou Elia nooit Sarfat bereik het nie. U sien, God gebruik hierdie omstandighede om vir jou en vir my soms aan die beweeg te kry na iets wat beter is. Wat doen jy wanneer jou stroom opdroog? Ek wil dit aan jou stel. Moenie paniekerig raak nie. God het nie verander nie. Die opdroog van die stroom beteken nie die opdroog van God se goedheid en God se guns in jou lewe nie. Moenie vasklou aan 'n seisoen wat verby is nie. Ag, ek dink onwillekeurig daaraan dat in my eie lewe moet ek nou vir u sê, ek is nie meer 18 nie. Ek is nie meer 21 nie. Liggaamlik is 'n mens nie meer wat jy was nie. Maar God dank, nooit het hy my nog geval nie. Elke dag het hy my nog gedra. Daarom wil ek jou uitdaag, wag op die Here, wag op 'n woord van die Here. Wanneer die stroom opdroog, is dit nie 'n tyd vir selfplanne om planne te maak en te sê, ek wil dit en dat doen nie. Nee, wag op die Here, luister na sy stem, volg dit nou, wat God vir jou sê om te doen. Wees bereid om te beweeg. Elia moes opstaan en gaan. Soms is die grootste geloofsdaad nie om te bly nie, maar juis om te beweeg. Want die toekoms hou vir ons baie keer onsekerheid in. Maar weet jy, as jy 'n woord van die Here het, as jy 'n belofte het van God, dan kan jy daarop staat maak. Vertrou dat God reeds voorsien het op die volgende plek. Voordat Elia by Sarfat aankom, sê God vir hom, ek het 'n weduwee beveel om jou te onderhou. Ja, die voorsiening was reeds gereël. God het reeds 'n plan vir jou lewe. Elia moes net daar uitkom.
Ag, ek wil afsluit met die volgende gedagte. Wanneer jou stroom opdroog, onthou, God bly dieselfde. Die stroom mag verander. Jou omstandighede mag verander. Maar die Here sal nooit verander nie. Die God wat jou gister gedra het, is ook die God wat jou vandag sal dra. Hy is ook die God van môre. Onthou, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Aan hom die lof, die eer en die dank tot in alle ewigheid. Ons bid saam. Vader van ons Heer Jesus Christus, ons bring aan U die lof, die eer, die dank van ons harte. Dankie Here dat wanneer die stroom opdroog, dan beskik U 'n volgende stroom. Dalk nie op dieselfde plek nie, maar Here, U het vir ons 'n ander seisoen voorberei. 'n Seisoen waarin ons ook U grootheid, U almag en U liefde sal ervaar. Dankie dat niks en niemand ons van U liefde kan skei nie. Ons wil opstaan en sê, ek vertrou God, want ek weet, hy sal my nooit faal nie. Ja Here, U is die groot ek is. U is die een wat ons krag en ons sterkte is, die bron van lewe. Aan U dan die lof, die eer en die dank tot in alle ewigheid. Amen. Mag jy die seën en die guns van die Here geniet in hierdie dag, die week wat voorlê. Ware hoop kyk nie net na omstandighede nie, maar na wie God is. Onthou, omstandighede verander, maar God se karakter en God se getrouheid nooit. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou.